Goeiemôre aan al ons pragtige mense. Prys die Here, julle lekker gedoedoes. Man, awesome. Toe o nee, julle het nie eens geloer nie. Maar my boet aan my sussie, kom ek hier maak geoogies toe. Here, baie dankie vir hierdie voorreg. Die voorreg, Here, om weer uit te kan reik na U toe. Die voorreg om saam met my boeties en sissies om 'n tafel te kan sit, ons te verdiep in die woord, Here. En ons, Vader, net in te neem, Here. En sê, Here, vul ons op. Vul elke kap. Let elke kap overflow. Here, laat hy oorvloei, Here. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Here, seën elkeen, seën die woord van vandag, Here. En dankie, Here, vir elkeen wat die tyd uitkoop om saam met ons te luister, saam met ons te kyk en saam met ons te groei in U woord. Ek bid dit in Jesus. Nou, my boetie en my sussie, vandag wil ek gou vir julle iets sê. My hart is so 'n bietjie aangeraak. Julle het almal al gehoor van moeg gesukkel, daardie mense, en dis my hart. En dit is my hart, dis presies my hart, as ek dink ek is 13 jaar in die bediening, en ek het altyd gesê, dit is wat ek wil doen, en wie wat, en ek kom toe terug na die vergelykenis van die barmhartige Samaritaan, en Jesus sê, hoor, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho, en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek het en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En byval het 'n priester met daardie pad gekom. En toe hy hom sien, het hy ander kant omgeloop. En so het hy die leviet by die plek gekom en hy het ook ander kant. En hoor nou hierso, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe het hy hom gesien en hy het innig jammer vir hom gevoel. En julle ken hierdie gelykenis, want dit is 'n bekende gelykenis in ons lewens, maar weet wat, ons pas dit nie meer vandag toe in ons lewe nie. En toe ek hierdie video kyk net, is ek so aangeraak, en ek wil vandag vir jou sê, my boetie en my sussie, kies jy vandag, watter een wil jy wees? Wil jy die priester wees? Wil jy die leviet wees? Wil jy die barmhartige Samaritaan wees? Jy presies weet wat jy is. Ek weet, ek is al hoeveel keer oor die kole gehad. Ja, Piet of Terry, jy koop mense, jy doen dit en jy voorsien. Weet wat, dis die lekkerste gedeelte in jou lewe om iemand te kan help. Dis die lekkerste gedeelte in jou lewe as jy iemand van kan optel wat geval het. Het jy al uitgereik na mense? Het jy al uitgegaan en gesê, Boeta, sussie, ek wil jou help waar ek kan? Ja, ek weet daar's baie kansvatters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek weet daar's baie mense wat op die golf wil ry. Daar's baie mense wat jou wil melk. En as mense hoor, okay, Piet gee of Terry doen dit en tarre allerlei dergelike dinge. Wag, kom ons klim op die bandwagon. Dis nie hoe dit moet werk nie. Dit is daai passie. Daar's die regte woord, die passie wat jy moet hê vir jou medemens. Dis daai passie wat in jou lewe is, wat jy moet sê, ek wil uitreik na die mens daar buitekant. Ek wil uitreik en ek wil daai mens gaan help daar buitekant. Daar's soveel stikkende mense daar buitekant. FJL Ministries, Care Center, is ek werklik 'n care center? Reik ek werklik uit na mense buitekant toe? Dis 'n vraag wat ek en jy moet vra. En as jy gaan kyk, die gelykenis van die vermeerdering van brode en visse. Wat het Jesus gedoen? 5 brode, 2 visse. Die Here sorg altyd dat jy het om te voorsien. Maar terwyl jy het in jou koskaste hou, in jou yskaste hou, mense, ek is nie skaam om te sê nie, maar ek het 4 diepvriesers in my huis. En as ek mense kan help, gaan ek hulle help. En as ek vir iemand kan voorsien, gaan ek voorsien. Want ek wil daardie barmhartige Samaritaan wees. Ek wil daardie barmhartige Samaritaan wees, wat nigtriks verwag het nie. Hy het die man opgetel, het hom na 'n herberg toegevat. Hy het betaal wat in sy sak was, toe sê hy nog vir my meester. Hoor wat hy gesê het, meester, as ek op my reis terugkom, gaan ek stop, en ek sal uitvind, skuld ek jou nog geld. Maar ek en jy is vandag, jy het dit vir my gedoen, hoekom doen jy dit? Wow, stop die lorry. Met watse hart reik jy uit na ander mense daar buitekant? Het jy 'n agape liefde in jou? Het jy God se liefde in jou? Het jy 'n passie vir jou medemens? Wat het Jesus gedoen? Hy tussen al die tollenaars en die sondaars het hy gegaan. Hy tussen al die prostituie en die dronkaards en hy daar ingegaan. Hy het nie een veroordeel nie.
Hy het eerder uitgereik na hulle. Ja, hy het na hulle wêreld toe gegaan, maar hy het nie deel van hulle wêreld geword nie. Hy was daar gewees, maar hy het nie dieselfde dinge gedoen nie. So jy het nie nodig om dieselfde dinge te doen nie. Jy het nodig om net te gaan wys wie binnekant jou is. En wanneer Jesus in jou is, het jy 'n omgee hart, het jy 'n passie om met jou medemens te werk, het jy 'n passie om vir hulle te bid, het jy 'n passie om te sê, Here, vandag wil ek uitreik na hulle toe. Het jy 'n passie? Wat is jou passie in jou lewe? Om net vir jouself te sorg? Ek weet die lewe daar buitekant is moeilik. Ek weet daar is nie altyd om te gee nie. Maar het jy al gesê, Here voorsien? Het jy al vir die Here gevra om vir jou te voorsien, sodat jy moet voorsien? Het jy al Jabes se gebed oor jou gaan uitspreek? Jy sien wat ek en jy doen, Boeta Sissa. As ons nou vir die Here vra vir 'n seën, wil ons dit nou hê. Ons wil nie wag dat God dit op sy tyd vir ons gee nie. Ons wil nie wag dat die Here nou vir ons gaan sê, ek raak julle aan nie. Want jy weet, die Here se tyd stink, want die Here wil dit oor 4 dae doen, maar hy sê vir jou, 4 days late but always on time. Lazarus het al gestink, en hy het net gesê, hy slaap. Dis dieselfde wat hy met my en jou doen. Ek wil vandag vir jou sê, kom ek challenge jou vandag, kry vir jou 'n agape liefde in jou hart, om uit te gaan en te sê, Here, ek wil vir my medemens iets beteken. Want wanneer jy vir jou medemens iets beteken, dis wanneer jy iets vir jouself beteken. Wanneer jy jouself vergewe het, kan jy jou medemens vergewe. Wanneer jy jouself vrygespreek het, kan jy jou medemens vryspreek. Wanneer jy uitreik na jouself, dan kan jy gaan uitreik na jou medemens. Is jy gereed om dit te doen? Here, hierdie is net iets wat my hart geraak het toe ek op die bed lê en Here, Joey wys vir my hierdie video, Here, en ek het al so baie van Moeg Gesukkel se goed gekyk, en U ken my passie, U weet is my hart, U weet is om uit te reik, Here. O, Here, en ek glo, daai man het al soveel negativiteit gekry, maar Vader, ek wil vandag bid, Here, en ek wil alle negativiteit van hulle afsluit. Ek wil elke vuurpyl wat na hom toe gestuur is, Here, wil ek vandag na daai barmhartige Samaritaan, Here, wil ek uitruk in die naam van Jesus. Here, in elke vuurpyl wat gevuur is, elke vloekwoord wat gevloek is, elke lelike woord wat gesê is, sal in seëninge, oorvloediglike seëninge omskep, Here, oor daardie man en Moeg Gesukkel. Here, ek wil die naam noem Moeg Gesukkel, Here. Ek wil 'n seën in die naam van Jesus oor hulle uitspreek, Here. Ek wil my medeboetas en susters wat saam met my om die tafel sit, Here, ons wil ons hande uitsteek en sê, Lord, we want to worship you this morning. Here, we want to worship you, the King of Kings, the Lord of Lords. Want my God, U is die enigste een wat die wonderwerke kan doen. Daardie man vat niks op homself nie, presies soos wat die barmhartige Samaritaan gedoen het. Al die lof en eer kom U toe, Here. Daarom wil ek vir U vra, Here, verander ons harte. Verander ons harte. Maar Here, as ons nie ons mindsees kan verander, Here, hoe gaan ons harte verander, Here? Hoe gaan ons kan uitreik as ons nie eens na onsself kan uitreik, Here? Want ons eie ek staan in die pad. Want het is te maklik om beskuldigings te gooi. Dit is te maklik om lelik te kan praat. Dit is te maklik om die en dat te sê, Here. Maar dit is nie maklik om te sê, ek seën jou nie. Dit is nie maklik om te sê, wie wat Boeta, Sissa, ek vergewe jou nie. Dit is nie maklik om te sê, Boeta, Sissa, ek spreek jou vry nie. Want wie wat, Here, ons self is nie vry nie. Daarom is ons 'n priester, daarom is ons 'n leviet wat eerder draaie en draaie sal loop. Maar seën, Here, seën daai organisasie oorvloediglik, laat hulle weet daar word vir hulle gebid in die naam van Koning Jesus. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons vanoggend kan uitreik na hulle toe. Dankie dat ons vanoggend kan sê, Here, we want to worship you. Met 'n opregte hart in die naam van Koning Jesus. Dankie daarvoor, Abba Vader. Vader, ek maak ons opnuut toe onder U bloed. Seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees. Dis my gebed in Koning Jesus. Amen en amen. Boeta Sissa, wat is jy? Priester, leviet of die barmhartige Samaritaan? Jy sal weet, ek lief julle baie.